Vandag kyk ons 'n bietjie anders na wiskunde. Glad nie soos wat jy dit op skool onthou nie. Nee, ons gaan soek na die siel wat in die syfers wegkruip, die poësie wat skuil in die simbole wat ons elke dag sien. Is jy gereed om die taal van die heelal op 'n heeltemal nuwe manier te hoor? En ons reis begin sommer hier met hierdie woorde van die ingenieur-digter Karel Nel. Sien, hierdie is nie 'n les nie, dis 'n uitnodiging, eintlik 'n uitdaging aan enige iemand wat dapper genoeg is om wiskunde as kuns te sien. Dit vra ons om nie net te kyk nie, maar om diep te voel. En dit bring ons by die groot vraag, né? Wat as elke simbool, elke vergelyking eintlik 'n storie vir ons fluister? Wat is die taal van die kosmos nie net funksioneel is nie, maar diep poëties? Goed, so ons begin by Karel Nel se soeke na 'n soort verklarende woordeboek vir die heelal self. Hy het geglo die natuur praat sy eie moedertaal en hy wou dit vir ons help ontsyfer. Dink vir 'n oomblik hieroor. Wiskunde is nie iets wat ons uitgedink het nie, maar eerder iets wat ons ontdek het. Dis die taal wat reeds bestaan het, wat alles om ons beskryf, van 'n atoom se klein dansie tot die stil, stadige drif van die sterre. Alles word vertel, nes die gedig sê, in die natuur se moedertaal. En die beste deel, hierdie poësie is nie weggesteek in een of ander ontoeganklike teorie nie. Glad nie. Dis reg hier voor ons, vermom as die alledaagse simbole wat ons elke dag gebruik. Kom ons trek bietjie daai sluier weg en kyk van naderby na 'n paar van hulle. Goed, kom ons vat die plusteken. Vir ons is dit mos net optel. Maar in hierdie wêreld? Nee. Dis 'n simbool van pure optimisme. Dis 'n teken van groei, van vooruitgang, daai oomblik wat ons die ou kettinge afgooi om nuwe horisonne te ontsluit. En hier sien ons die twee wêreldes perfek langs mekaar. Aan die een kant koue, harde funksie. Aan die ander kant iets warm, iets menslik. Die wiskunde sê voeg by, maar die poësie fluister vir ons streef vorentoe. Volgende, die persentasieteken. Nou Nel gee hierdie ene ongelooflike naam, die koelbloedige gelykmaker. Wat 'n idee! Dink daaraan. Hierdie klein simbool neem reusagtige, oorweldigende konsepte en dit krimp hulle tot iets wat ons verstand kan vashou. 'n Deeltjie van 100. Dit tem die oneindige, net vir ons. Weereens, die kontras is net treffend. Wiskundig, 'n blote verhouding, maar poëties, wow, dis 'n diep filosofiese instrument. Dis hoe ons orde skep uit chaos, hoe ons die realiteit meet in ons eindelose soeke na begrip. En dan die vraagteken. Hier word die poësie werklik kragtig. Dis nie net 'n teken van onsekerheid nie, dis die sperm van wysheid. Dis die vonk wat groei aansteek, die sleutel wat die tronkdeur van onkunde oopsluit. Elke liewe vraag is 'n reis na vryheid. So, as die individuele simbole klein gedigte is, wat gebeur as ons hulle saamvoeg in vergelykings? Wel, dan kan ons nie meer net 'n enkele reël nie, ons kry 'n hele verhaal met 'n begin, 'n middel en 'n einde. In die gedig Voetspore word 'n lys datums skielik 'n emosionele reis. 1652 kry 'n uitroepteken. Dis 'n verklaring, 'n dawerende, bepalende oomblik. Dan by 1835 tot 38 verskyn vraagtekens, 'n tyd van onsekerheid en konflik. En die hele narratief eindig met nog 'n vraagteken, wat ons laat hang met die onsekerheid van die toekoms. En wat van 'n konsep soos oneindigheid? Wiskunde gee vir ons 'n simbool, maar die poësie gee ons hierdie beeld, 'n eindelose weerkaatsing in 'n spieël, wat net dieper en dieper val, tot in 'n duisternis waar grense nooit regtig bestaan het nie. Dit vang daai onbegryplike gevoel net perfek vas. Selfs pi word 'n gedig. Ons ken dit as 3,14, maar Nel sien die skoonheid in sy chaos, 'n eindelose, onvoorspelbare string syfers met geen patroon of herhaling nie. En tog is hierdie oneindige chaos perfek vasgevang in die eenvoudige perfekte definisie van 'n sirkel. Dis 'n verstommende gedig oor orde wat uit pure willekeur gebore word. Soms is die vergelyking self die hele gedig. En daar seker geen beter voorbeeld nie. Niels lees dit soos 'n epiese verhaal in 3 dele. Eers die skokkende, asemrowende eenvoud daarvan. Dan die byna ondinkbare, apokaliptiese krag wat dit in die hart van materie oopsluit. En laastens, die stille, wiskundige bewys van die briljante verstand wat dit alles kon raak sien.
'n hele epos in net 'n handjievol simbole. Hierdie reis deur simbole en vergelykings het ons nou by die heel laaste deur gebring. Wat gebeur wanneer die poësie van wiskunde die diepste vrae oor ons eie bestaan begin aanraak? En kontinuum word die heelal 'n eindelose reis. Of jy nou uitzoom na die grootste sterrestelsels of inzoom na die kleinste deeltjies binne in 'n atoom, daar is geen einde nie. Net stelsels binne stelsels. En ons leef iewers in die middel van hierdie oneindige web. Maar wat is die prys vir absolute kennis? Die gedig Waarheid gee 'n taamlik somber waarskuwing. Die soeke na perfekte, absolute sekerheid is 'n duur een, miskien selfs 'n onmoontlike een. Elke tree nader kos net meer. En dalk, sê die gedig, moet ons leer om tevrede te wees met die wêreld soos ons dit sien. Die laaste gedig in die bundel is getiteld End-if, 'n term uit rekenaarprogrammering wat die einde van 'n voorwaarde aandui. Dis 'n herinnering dat al is die heelal oneindig, ons eie persoonlike reis deur daai kosmos wel 'n einde het, 'n terminus. En so laat hierdie reis deur wiskunde en poësie ons nie met antwoorde nie, maar met een laaste, diep persoonlike vraag. Die gedig draai na ons toe en vra direk: as jou trein sy terminus bereik, waarheen stap jy af? 'n vraag wat by jou bly, lank nadat die syfers en simbole verdwyn het.